Smaak my, ons delf vandag 'n bietjie dieper in Biomedical Emporium en ons leer ken die besigheidsvrou agter die biomediese wetenskaplike. Dr. Judy, baie welkom. Baie dankie die Hier by ons bitter lekker podcast. Die lekker gedeelte van 'n podcast is, ons haal sommer al ons maskers af en ons kan lekker rou en eerlik met mekaar gesels. Baie spontaan en Ja, en dan kan jy ook eerlik met my gesels, ek gaan eerlik met jou gesels, as ek iets simpel sê, dan sê vir my, ek sê iets sommer geen simpel. probleem, en gee asseblief nog 'n bietjie advies ook. Okay, ek het so 'n paar weke terug het hierdie idee by my opgekom oor ego. En ek het eintlik na myself verwys om te sê, is ego not the biggest enemy to an entrepreneur? Hoe voel jy oor ego en die rol wat dit speel vir jou as 'n entrepreneur? Ek dink nogal, jy weet, as iemand van buite af kyk na 'n besigheidseienaar, mag hulle dalk dink ego is 'n probleem. Maar as ek my reis sou opsom, sou ek dink my ego was vir my dalk 'n groter probleem voor ek die besigheid begin het. Ja. As tydens, jy weet, want daar's altyd een of ander obstruksie en een of ander probleem wat jy moet uitsorteer, wat jou maar nederig hou. En daar's elemente in 'n besigheid wat jou die heeltyd nederig hou, en mens moet nooit vergeet dat daai nederigheid, veral as jy met mense werk, en met my besigheid moet ek met mense werk. Ek moet fokus op mense se emosies, ek moet fokus op dit wat vir hulle belangrik is om in hulle behoeftes te voorsien. En dan, as ego in die pad staan, dan ewe skielik kan ek nie meer 'n beter diens lewer nie, ek kan nie meer 'n beter produk lewer nie. So my ego was groter, en dit was een van my lesse wat ek moes leer, is calm down, taper it down a little bit, sodat ek net bietjie meer fokus op my kliënt en dit wat hulle wil hê, en die twee werk so mooi hand in hand. So eintlik is jou ego eintlik jou grootste hindernis. Nou ek wil praat oor Instagram, social media. Die probleem is wat social media doen, is dit blaas jou ego net meer op en meer op en meer op. Hoe dink jy dink jy is nodig vir entrepreneurs om 'n sosiale media ego te hê en dan ook in 'n normale entrepreneurskaps ego te hê? En hoe maak 'n mens daai onderskeiding? Jy moet maar 'n sosiale media ego hê, verseker, want ek wil amper sê, jy verkoop jou potensiaal op die sosiale media. Jy sê vir mense, luister, hierdie tekortkoming wat jy het en hierdie probleem waarmee jy sukkel, ek kan dit vir jou oplos. En die beste platform om dit te doen is op sosiale media. En daar pronk jy soos 'n tortel. Jy moet net, absoluut. En jy moet ook die hele tyd die mense bewus maak, pas op ook vir sosiale media, want daar's min klinies bewese, wetenskaplike, beproefde tipe goed wat ook op sosiale media kom. So jy moet daai diferensieerde faktor ook insit deur te sê, maar ek diferensieer myself van daai groep mense, want vir hierdie bepaalde redes. So dit is nodig, maar weet, keep it authentic. Keep it authentic. Nou dis eintlik waar die hele wêreld op die oomblik soek. Omdat alles eintlik so fake is, soek hulle eintlik authentic brands, authentic mense. Ek wil met jou praat oor die wat jy genoem het, Instagram, enige ander media of sosiale media. Jy weet, hierdie onderskeid tussen wat is nou waar en nie waar. En ek dink in jou bedryf is dit nog moeiliker om te onderskei, goed, dit is 'n dokter, dit is haar advies. Met ander woorde, sy is 'n goeie bron van advies. Sien jy dit eintlik as 'n probleem op sosiale media, waar mense en ook jou pasiënte of kliënte hulle advies vandaan kry? Ek sal sê, dit is seker my besigheid se grootste element wat in ons pad staan. Ek vir jou sê hoekom. As jy gaan kyk na die velsorgindustrie, en ons is nou velsorg, woonsorg, en natuurlik oor die farmaseutiese industrie, maar spesifiek velsorg. Dis 'n selfregulerende industrie. Elke persoon kan hulle eie velsorgreeks uitbring. En jy kan 'n ekstrak gaan ekstraheer daar by die huis en dit in 'n roompie of 'n serum sit. Of vir my eie potte en panne. En jou eie potte en panne, en jy kan 'n baie mooi etiket op dit sit, en dan kan jy op sosiale media gaan en sê, hoorie maar, hierdie room van my kan sensitiewe vel uitsorteer, dit gaan van jou akne ontslaa raak, dit gaan pigmentasie adresseer, en is sommer goed vir haargroei ook. En jy, as jy vermaak op sosiale media, dan gaan jy verkoop. You're gonna hit the soft spot, verseker. So, en ek dink dit is nogal redelik belangrik, en natuurlik ook publieke figure.
Ek meen ek vat byvoorbeeld Amerikaanse en Kim Kardashian. Ja. Sy het 'n paar jaar gelede het sy gegaan in die vampire facial. Baie bekend gemaak. En daar besê ek nie daar is nie goeie punte van daai spesifieke facial waarvoor sy gegaan het nie, maar dit het so gewildheid ontwikkel oor die jare dat mense gedink het, dit is die beste behandeling waarvoor ek kan gaan om inflammasie te verminder en dit is so goed vir verjonging, maar eintlik as mense net bietjie terug gaan sit het en gaan kyk na die fisiese wetenskap, sê jy nee my maggies, as jy fisies iemand se bloed trek en hulle bloed is gepak met inflammatoriese merkers of hulle het 'n kroniese siekte en jy gaan spuit dit nou terug op jou gesig of ja, dan gaan jy nie heeltemal daai voordele trek nie. So op die uit in 'n produk wat nog steeds in 'n laboratorium gemaak word en nog steeds getoets word en nog steeds daai sertifisering teen die mure het en so aan, bly maar nog steeds die produkte wat mense laat voel hulle kry kwaliteit, dis veilig en is effektief. Ja. Dr. Judy, ek het glad, ek moet eerlik wees, ek het nie geweet die hele meeste van die bedryf is omtrent ongereguleerd nie. Dink jy daar's enige risiko's wat jy op die oomblik sien? Jy weet, as ons nou praat oor sosiale media en 'n ongereguleerde bedryf, watse risiko's sien jy? Ja, ongelooflik baie. Die heel eerste ene, daar's redelike topics wat, sorry, ek wil net gou hoes. Wat's topic in Afrikaans? Onderwerpe of temas. Temas, julle, kat. Jy sien nogal redelik baie. Daar's redelik baie onderwerpe wat nou baie gewild is op sosiale media. Die heel eerste ene is looks maxing. Ja. Nou looks maxing baie meer by jong mans. Waar hulle gaan kyk na die absolute goue verhouding van Michelangelo wat gesê het die 1.618 ratio van die simmetrie van die afstand van jou oë na jou neus na jou mond en dan jou mond na jou kraakbene ensovoorts en dan jou skouers en dan dit wat op sosiale media gaan waar hulle nou wys vir jong mans hoe om hulle kraakbene te masseer, wat is die oefeninge jy moet doen, wat se tipe velsorg jy moet opsit en jy moet sommer al van jongs af begin. Meer aan die vroue se kant is daar 'n term cosmeticrexia. Ook, dis amper 'n 12-stap program van kosmetiese produkte wat in die oggend en in die aand opgesit word. So nou as jy te jonk begin met van hierdie bestanddele met te hoë konsentrasies, dan begin jy die versperring van die vel te kompromiseer en dit raak al swakker en die ding wat jy die meeste veg, jy wil nie akne nie, wil nie te vroeg oud lyk nie. Nou versnel jy eintlik daai proses, want nou ontsnap daar vog uit jou vel uit. Dit raak meer sensitief. Nou jonger mense sukkel met ekseem, sukkel met akne, sukkel met vertraagde wondgenesing ensovoorts. So dit dis soos as jy te vroeg antibiotika eintlik gebruik en jy oorgebruik dit. Presies dit. So eintlik maak hulle die dermatologiese kantore nou voller as gevolg van die feit van die defekte wat nou ontwikkel as gevolg van hierdie kroniese obsessie met velsorgprodukte, kosmetiese behandelings en obsessie met jouself. Ja, as jy my mag vra, dis ek sê smeer Aquis cream en dis ek dink dit het ons huis gehad. As nie Vaseline was nie, was dit Aquis salf. So dan kan net iets op. Iets op jou vel wees. Is jy van 'n nature baie meeste uitstekende entrepreneurs is, maar 'n nuuskierige mens. Jy wil heeltyd meer leer. En dink jy dit is belangrik vir 'n entrepreneur om, ek dink die Engelse gebruik eintlik 'n ander woord oor nuuskierig, maar om nuuskierig te wees. Ek verseker en ek dink ook ek kon nooit verstaan na universiteit het ek gaan werk en ek het vir 'n baas gewerk. En om een of ander rede dit is die akligste ding in die wêreld, nee. Dit is. Om een of ander rede het ek elke keer gedink daar's iets fout met my baas na 'n jaar of 2. Maar ek dink nie dit was die geval nie. Dit was oor dat ek nuuskierig geraak het oor iets in die werksplek en nou wil ek iets nuuts gaan implementeer en iets nuuts gaan doen. En dan bedank ek maar, dan gaan ek na die volgende werk toe en so bedank ek en eventueel toe besluit ek net hoorie, bedank nou, maar moenie 'n ander werk kry nie. So ek het geen sekuriteit gehad en ek net besluit nou is die tyd, nou. Ja, ons storie lyk presies dieselfde. Ja. En ek moes toe na my huis verkoop en trek terug by die moeder in en gebruik toe nou daai geld om my eie besigheid te begin. En ek moet nogal vir jou sê, toe ontdek ek vir die eerste keer, hierdie nuuskierigheid probleempie wat jy gehad het, het toe nou eintlik 'n goeie, sagte plekkie in die mark. En dis presies wat mense het, dit wat ek wou gehad het en
wou implementeer en die innoverend wat ek gehad het in my brein, wat ek nou vir die mense kan tentoonstel, het nou 'n baie goeie plek in die mark gehad en dis hoekom die besigheid baie mooi begin groei het, want daai nuuskierigheid het toe nou begin geld in. Ja, dis ek wil met jou praat oor presies daai punt van sekere mense sê goed nee, jy moet eers jou werk hê, dan begin jy 'n besigheid aan die kant, en dan begin jy met antwoorde. By stadium jump jy. Sal jy vir die ouens sê jump nou, of sal jy vir hulle sê wag voor jy jump? Kyk, my reis, ek hou van my voorbeeld. Is ek moet nogal sê, was dit nie vir my vorige werksplekke nie, net om 'n bietjie ervaring op te bou. En ek hou daarvan om vir mense te verduidelik, weet as jy tussen 20 en 30 is 'n dekade van jou lewe wat nie veronderstel is om nice te wees. Jy moet hustle in daai tyd. Dit moet ongemaklik wees. Jy moet vroegoggende hê en jy moet laat aande hê. Want dis die dekade wat jy eintlik nou jou ervarings opbou. Dis nie veronderstel om rustig en lekker te wees nie. En dis ook die tyd wat ek sal sê bou die ervarings op waar ook al en by wie ook al. In my geval was dit nou net in werksplekke, want ek moes sien hoe werk sekere mense verhoudings. Ek moes sien hoe werk jy met verskaffers ensovoorts. Maar ek sê nie mens moenie dadelik begin nie. Inteendeel, ek ervaar eintlik dat die jonger mense begin nou hulle eie ding. En ook, moet ek nogal sê, nie almal spring in 'n tersiêre kwalifikasie nie. Hulle begin 'n ambag te leer. En ek moet nogal sê as 'n entrepreneur myself soek ek partykeer mense wat een of ander ambag het, wat een of ander skill gaan aanleer het wat ek nodig het. En hoe gouer jy dit doen, hoe beter, want ons het 'n groot behoefte daarvoor. Kom ons praat oor skills. Ons praat op ontbytsake nog baie oor die gesprek is oor kunsmatige, ek wou sê kunsmatige inseminasie, maar dis kunsmatige intelligensie. Kom ons praat oor kunsmatige intelligensie, AI. In my besigheid gebruik ek dit nou eintlik eers in die laaste 3 maande excessively baie. Sien jy dieselfde in jou bedryf? Absoluut. Ek sou sê wat nogal vir ons belangrik is veral in die dermatologiese industrie, ons praat van skin screening. Dit is 'n dissipline wat dalk 'n bietjie gaan uitfaseer oor die jare, want ek kan nou 'n skerm voor jou sit en ek kan vir jou sê hoor tot die diepte van jou plooi. Ek kan vir jou sê sukkel jy nie dalk met melanoma of basale karsinoom of so voort. Ek kan baie doen net met 'n digitale platform. Maar daarteenoor is daar ook wat ons noem the STEM careers, nee, en die STEM is nou die science, technology, engineering en mathematics, waar jy gebruik die kunsmatige intelligensie om jou daai hupstoot te gee. Dit is 'n baie goeie ondersteunende bron vir jou loopbaan, maar in Suid-Afrika het ons sulke komplekse probleme om uit te sorteer en hierdie STEM-loopbaan speel 'n baie belangrike rol om van hierdie komplekse probleme uit te sorteer, soos byvoorbeeld HIV-vigs is nog steeds 'n groot probleem in Suid-Afrika. Geneesmiddelontwikkeling en ontwerp is nog steeds 'n groot probleem in Suid-Afrika. Die gesondheidssektor, en ek dink dis waar ons nog steeds baie gemaklike plek het om te sê gebruik dit as 'n ondersteunende bron, maar maak seker dit domineer nie heeltemal. Ja, jy bou nie jou hele besigheid op AI nie. Dis interessant, ek het gesprek gehad met een van my vriende, hy het omtrent, ek weet nie hoe lank 'n radioloog, hoe lank swat hulle? Dis 'n miljoen jaar, dis iets soos 14, 15 jaar. En toe sê hy is nou op pad Kanada toe, was op pad, hy is al 2 jaar in Kanada, en hy sê hulle grootste risiko op die oomblik is dat AI hulle werke gaan oorvat. Dit is so, dit is heeltemal so, en dis hoekom ek sê, moenie onderskat dat die dermatologie-industrie dalk in daai rigting gaan nie, want onthou, dit is so, jy het nou 'n skerm wat 'n heel analise op jou doen, en vir jou sê, hoorie, maar kan sien jou vel is gedehidreerd en jy kort 3% hyaluronsuur, en in die aande kort jy 1% retinol, en gaan 1 keer 'n maand vir 'n 2% glikoliese chemiese afskilfering argumente onthaal. En hier is die produkte. Dis baie spesifiek. Dit kan vir jou sê vir jou veltipe Fitzpatrick 1 of as jy Fitzpatrick 6. Dit kan vir jou sê wat is jou melanien indeks faktor en hoe hoog dit is. So mens moet maar pas op. Maar ek dink jy moet ook jaag om seker te maak dat daar nie heeltemal 'n verplasing is nie, en maar buite bly met die tye. Jy weet, mense wil nou nie, ek het al gaan kyk, en dis maar interessant, na daai maatskappye soos die Nokia's en die Blackberry's, mense wil nie in daai rigting gaan nie. So jy moet die heeltyd sien wat jy kan doen om
in mense se teenwoordigheid te bly en die heeltyd in behoeftes te kan voorsien en probleme te kan oplos. Dis dan mense sê, jy weet, nee, ek is 43 en mense sê, ja nee wat, moenie worry oor TikTok nie, moenie worry oor, net die jonger mense gaan daaroor bekommerd wees. Stem jy met so iets aan? Nee, ek dink net as jy gaan kyk na die spoed, jy weet, mens dink dis 'n jonger mense en dit het so vlam gevat dat selfs sekere jong mense dit hulle nou al verbygevat dat jy moet nou nog 'n jonger generasie gaan kry om jou bietjie te help met sekere terminologie en so aan. So nee, dit is 'n geweldige vinnige spoed en mens moet net keer dat jy nie verplaas word. Ek hou baie van dit. Kom ons praat oor risiko. Is jy gemaklik daarmee om risiko te vat? Almal sê ja, entrepreneurs is highly risky en dis hulle aard. Om jou voorbeeld te gee, ek is glad nie 'n riskante entrepreneur nie. So ek sê altyd, I've got quite a boring business, but I've got a very solid business. Dink jy jy's 'n risikonemer en hoe sê jy jouself beskryf? Ek sal sê ek is 'n redelike risikonemer, maar ek gaan nou nie buitensporige risiko's neem sonder dat ek nie weet daar is 'n vangnet iewers nie. So ek sal seker maak daar's 'n vangnet, maar wat ek al ervaar het is, jy weet, moenie te veel daaraan herkou nie. Gaan net aan al het dit so bietjie gekneus. Maar ek voel tog as 'n mens sekere risiko's neem, dan en dit werk uit vir jou. Daai gevoel en die impak wat dit maak op die uiteinde is so kragtig. En jy leer daaruit. Jy weet, soos ek kan vir jou sê van die risikoprobleme wat ek al gehad het, op die stadium sit ons oor die 300 produkte as gevolg van die feit dat ek mense nie die hele tyd wil gelukkig hou, nee. Maar dis 'n klassiek entrepreneur probleem, nee. Nathan sê jy sê iets my, ek kan 'n oplossing vir jou gee, so kom ek ontwikkel 'n produk, hier is hy vir jou. Ja. Ek kan vir jou jou probleme uitsorteer en nou wonder ek, jy weet, is dit regtig iets om op trots te wees om te sê jy het oor die 300 produkte en so voorts? Miskien ja, want ek kon dit darm regkry om dit regulatories te gaan registreer, maar die mooi storie uit eventueel het ek net besluit oor hierdie maak my nou baie moeg en toe begin ek nou met hierdie samestellende apteek deur te sê ek gaan nie nou noodwendig 'n produk kommersialiseer nie, maar ek het 'n samestellende apteek waar jy vir my 'n voorskrif stuur wat jy wil hê, teen watse persentasie bestanddele jy wil hê ensovoorts, en dan maak ek dit vir jou en is net spesifiek vir jou. En ons adverteer dit nie noodwendig op sosiale media nie en daai tipe besigheid het ook 'n goeie plek in die mark, dit doen baie goed en ek voel ek kan net so 'n bietjie ontspan want daar's minder regulasie daarom verbonde, daar's minder bemarking en die intensiteit rondom om daai produk in die mark te kry is heel wat minder. Ek gaan 'n stelling vir jou maak wat sê great entrepreneurs have an equal ability to say yes and no. Stem jy saam? Ek dink so en mens moet maar ook kyk wanneer jy baie ja sê en dis gewoonlik in daai eerste groeifase, dan sê jy omtrent ja vir alles want jy eerstens wil jy jou besigheid groei. Maar wanneer jy leer om nee te sê, en in my geval wanneer ek moes leer om nee te sê, is as mense my vra, "Hoekom kan jy dit doen? Kan jy dit doen?" Dan sê ek ja. Maar dan ontdek jy ook genade, daar's net 24 ure in 'n dag. En ja, jy kan dit doen. Ja, jy kan die probleem oplos, maar daar's net nie genoeg tyd nie en dan as daai mense begin opgewonde raak oor dat jy dan nie 'n produk of 'n diens kan lewer nie, dan het dit veroorsaak dit eintlik meer reputasieskade. En dis vir die eerste keer wanneer jy leer, okay, goed, sê eerder nee. Beskerm jou professionele reputasie en sê eerder nee, dis beter vir almal. En gee tyd wanneer jy dit kan doen, maar moenie net dadelik inspring en sê ja. Ek wil jou 'n vraag vra oor 'n boodskap vir jong entrepreneurs, so iemand wat sê 2021 is en hulle is besig om te dink aan 'n besigheidsidee, nee, prakties. Wat is jou advies vir so 'n jong entrepreneur? Wel, ek weet as 'n jong entrepreneur is daar altyd hierdie gevoel van frustrasie. Baie frustrasie want jy droom hierdie verskriklike groot drome, maar jy's gefrustreerd want daar's nie genoeg geld in die bank nie. Jy het dalk nie genoeg roumateriale of produk of bronne om jou besigheid aan die gang te bring nie. Maar as jy eintlik gaan kyk na die definisie van entrepreneurskap is, vat wat jy het en maak 'n besigheid daarvan. Ja, verseker. En ook weer eens terug na 'n voorbeeld. Ek het nie kantore gehad nie, maar ek het 'n vertrek in 'n huis gehad. En ek was ook die vrou wat moes
produk gaan maak in 'n laboratorium wat ek gehuur het. Dit was nie my eie, ek moes dit gaan huur. En ek was 'n verkoopsverteenwoordiger vir my maatskappy. En ek moes natuurlik ook al die bemarking doen. So dis okay as jy al daai moet doen. Maar nadan was ek ook nie die persoon wat die fakture moes uitreik en vir mense moes gee nie. En ek kon nie 'n persoon bekostig nie. Dan het dit nou maar gebeur dat ek my ma gevra. Ja. Ask the mom, ask the sister, ask the brother. Ja. Ensovoorts. So die mense wat nie hoë verwagtinge van jou het nie, kry hulle net in om jou te help. En op die uiteinde van die dag het sien jy, maar jy groei tog bietjie meer. Jy het nou bietjie meer geld gemaak as laas maand. En dan kan jy begin ontwikkel. En jy weet, my storie, ek het begin produkte verkoop in mense se sitkamers. Daar was letterlik melktert, tee en koffie. Ja, soos 'n goeie Tupperware partytjie. Ja, 'n Tupperware partytjie. Ja. En dan het ek vir mense my storie vertel en vir hulle 'n bietjie 'n serum of 2 gewys. Maar wat ek elke keer gehad het is soos 'n attendance register. En dan het ek vir die dames daar gevra, skryf net my jou naam en van neer met jou kontakbesonderhede. En as daai vrouens vir 'n tweede en 'n derde keer gekoop het ek geweet, goed, ek het nou 'n goeie produkkie. Hulle het ingekoop in my storie. En toe vat ek daai name en ek gaan na salonne en apteke en estetiese praktyke toe en ek sê hierdie mense het nou al vir 'n tweede en 'n derde keer gekoop. So hulle het koopkrag. Ja. Wil jy nie my produk op jou rak sit, dan stuur ek hulle hiernatoe. En dis hoe dinge toe net maar begin groei en versprei en so voort. Dis amazing hoe alles, jy moet ergens begin, maar ook baie mense gee vir hulle daar soveel redes om nie te begin. Ek weet nie of jy dit al gehoor het nie, soos ek het nie geld nie, of ek het nie 'n kantoor nie, of ek het nie. Daar's soveel meer redes hoekom jy dit nie moet doen nie as om dit te doen. Maar dis die luxury wat ons het van dis kom maar net 4% van die wêreld is wat decent entrepreneurs is. Dis eintlik ons voordeel, nê? Want dit is 'n moeilike hurdle. Dit is ons voordeel en ook jy weet vir dalk mense wat nou luister wat voel maar ek is nie 'n entrepreneur en ek wil net by iemand werk. Jy weet, daar's ook 'n plek vir jou. Verseker. Daar's ook 'n plek vir jou, maar ek dink ook ons tipe temperamente kan nie vir werk nie. Ons maak eintlik baie swak werknemers. Ons moet entrepreneurs wees, ons moet, ek wil amper sê ek het al in 'n kompetisie of 2 deelgeneem en van die vereistes was wat verkoop jy, wat se diens lewer jy? Dis daai boksie wat jy moet tik en dan boksie 2 kan ek nie onthou nie en boksie 3 is jy so bietjie mallerig, nee. En jy het dit nodig, né? Dit is so jy moet so 'n bietjie mal wees om hierdie ding te kan doen. En bietjie anders en vreemd wees want op die uiteinde van vandag moet jy die wêreld mense se koppie tee bietjie 'n skit kan gee. Kom ons praat bietjie oor jou persoonlike lewe as jy gemaklik is daarmee oor jy weet jy is 'n suksesvolle entrepreneur. Baie mense hou nie van daai woord nie, maar jy is 'n suksesvolle entrepreneur. Hoe saam met dit kom ongelooflik baie druk en ek seker ons nog familiedruk. Hoe balanseer jy hierdie 2 wêrelde met 'n familie en om op daai ek sukkel steeds met dit om op jou familie te fokus en steeds 'n besigheid suksesvol te kan bestuur. Wel ek dink terug aan my kinderjare. My ma was 'n goeie entrepreneur, my pa is ongelukkig oorlede op 'n baie jong ouderdom. So my ma was ook 'n entrepreneur en nee, sy het nie vir my netbalwedstryde opgedaag nie, sy het nie vir my tenniswedstryde opgedaag nie. Maar ek het wel in my agterkop geweet sy gaan opdaag wanneer dit nodig is. Ag ja. As die moeilikheid tref, she's gonna be there, ja. Maar nou as 'n volwasse persoon dink ek nie ek is ingedoen nie. Ek voel nie ek het geen verwyte nie. Inteendeel, ek voel baie dankbaar vir daai blootstelling om te weet ek en my suster is eintlik op 'n baie goeie plek. Ons is baie dinamies in ons werksplek en ek dink vir my 2 dogters, ek het 2 dogters in my reis ook. Ek is nie getroud nie. Ek het gegaan vir toe nou gesê kunsmatige inseminasie. Ek het daai roete gegaan. Ja. Ek het daai roete gegaan en ek het net besluit ek het 'n tweeling dogtertjies en ek gaan hulle self groot maak. Wonderlik. En ja, dit is so ek kan nie elke minuut van die dag saam met hulle spandeer nie. Ek kan nie elke dag hulle by die skool gaan aflaai of gaan haal nie, maar hulle weet daar's sekere tye van elke liewe dag wanneer ek net op hulle gaan fokus. En ook dieselfde met skoolvakansies. Maar daarteenoor is dit ook vir my belangrik dat ek vir hulle moet sê in die oggende vandag moet mamma gaan werk. Maar ek kom vanaand terug. En ek wil hê jy moet sien ek werk en selfs as ek by die huis is en ek werk, wil ek hê jy moet my 'n oomblik gee dat ek werk en ek wil hê jy moet sien ek werk. En ek wil hê jy moet sien hoe belangrik dit is. Want dit gaan nie net oor ek moet geld maak sodat ek weer nog speelgoed kan koop en die ligte betaal nie. Dit gaan oor
ek is eintlik gelukkig vandag en ek is gemaklik in my vel want ek voel ek kan 'n bydrae lewer. Ek hou van wat jy sê, want ek bedoel, baie keer sien nou jou pa kom by die huis of jou ma kom by die huis en sy is elke dag unhappy want sy kom van die werk af. Dit is soort van wat jy vir jou kids leer, is werk is sleg, né? Ja. Dit is nie lekker om te werk nie. Ja. Want jou pa of jou ma kom altyd huis toe en hulle is regtig net truly unhappy. Ja. Okay, imagine skep jy konteks vir jou kinders wat sê, goed, ek expose jou aan my wêreld, ek werk, dit is vir mamma lekker om te werk. Dis was 'n baie beter konteks om jou kinders in groot te maak ook. Ek praat sommer nou uit die face uit om te dink, mens neem altyd aan, jy weet jy met jou kinders van alles beskerm, eerder as om hulle eintlik aan soveel as moontlik te expose, om te sê, kyk wat doen ek, hierdie is my wêreld. Dit is so, Ja. jy moet hulle weerbaar groot Ja, maak. ek hou van dit. En ek wil hulle moet sien ek is gelukkig. Ja, daar's baie keer frustrasie Ja. van dinge wat net maar nie Natuurlijk. uitgesluit is nie, maar dis ook belangrik om te leer. Maar hulle moet sien daar's 'n derde kind en dis die Ek hou besigheid van en die dit. passie wat daarmee saamgaan en ek hoop jy weet dis baie soos die Italiaanse gesinne en die Indiese gesinne, dit raak nader aan 'n gesinsbesigheid. Ek hoop dit kan afsmeer op hulle en ek hoop ons kan voortgaan daarmee eendag as hulle groter is. Maar dis vir my belangrik om te sien dat ek is passievol en ek wil dit vir jou leer. Jy's fascinating hoor. Baie Jy is fascinating. Ek hou van jou storie. Dis amazing hoe daar soveel similarities is in jou journey wat eintlik so of promise is van alle entrepreneurs, né? Ja. It's fascinating hoor. Dankie. Nee, well done. Dr. Judy, wat 'n fascinerende gesprek was dit nou met jou ook vandag en ek dink dis my lekker as ek uit ander entrepreneurs uit ook kan leer en dink dis wat die gewilligheid van entrepreneurs moet wees. En dis wat Dr. Judy ook gesê het. Sy hou nooit op leer nie, sy hou nooit op met eksperimenteer nie. Maar wat vir my bygeval het is om te sê, luister hierso, ja, ek is 'n besigheidsvrou, ek het 'n familie en dat daai twee wêrelde eintlik wonderlik mekaar kan komplementeer en dis iets waarvoor ek my hoed afhaal vir enige entrepreneur wat families het. Maar ja, dis inspirerend om met hierdie entrepreneurs te praat en Dr. Judy, die gesprek gaan definitief by my bly. So bitter dankie dat julle by die Smaak My podcast ingeskakel het. Dit was ongelooflik lekker.